En vanoggend begin ons by 'n gedeelte, begin ons by 2 oomblikke en 'n vraag. En hierdie 2 oomblikke in Jesus se lewe is groot oomblikke. Die eerste oomblik, die begin van Jesus se bediening, ken ons almal goed. Jesus wat gedoop word. As Jesus gedoop word, dan kom daai stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die Nuwe Lewende Vertaling het so, daai laaste sinnetjie vertaal, dit is vir my so mooi. Hy is my geliefde seun, 'n kind so na my hart. En dan ewe skielik, die volgende moment, paar jaar later, by die Palmsondag dan sing hierdie liedere, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Kom ons lees net sommer daai gedeelte waaroor Palmsondag gaan, waar ek en jy vandag ook kom vier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep. Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. En toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. 2 oomblikke, 2 verklaringe van liefde. Maar daar is 'n groot verskil tussen hierdie 2 verklaringe van liefde. Die een kom van die Vader af en daai verklaring bly vas staan. Maak nie saak wat gebeur en nie. En dan kom daar 'n ander verklaring van mense af. En daai verklaring van liefde verander. Sommige in die volgende paar ure verander het. Jesus is geliefd. Maar deur wie? En hoe is Jesus geliefd? Is die vraag wat ek en jy vandag by stil staan. Tussen hierdie 2 oomblikke wat ons beleef. En die eerste een wat ons hier raak sien, as Jesus gedoop word in die begin, sien ons die Vader se liefde. Daai onvoorwaardelike liefde wat van God afkom en daai liefde wat so bepalend is, ook in Jesus se lewe op aarde. Daar's iets so mooi wat gebeur. Voordat Jesus enigiets gedoen het, voordat hy 'n wonderwerk gedoen het, voordat skare hom gevolg het, voordat hy nog die kruis gedra het, dan kom sê die Vader vir Jesus, jy is my geliefde seun. En die Vader kom sê dit vir Jesus, nie as 'n beloning nie, vir iets wat hy gedoen het, nie omdat Jesus dit verdien het nie, maar hy kom sê dit omdat die Vader se liefde so onvoorwaardelik is. En dis Jesus se identiteit. Jesus se diening, sy hele bediening begin nie deur 'n bewys nie. Jesus se hele bediening begin uit liefde wat hy ontvang. Hy niks bewys nie. Hy ontvang die Vader se liefde en uit die liefde wat hy van die Vader kry, vorm die fondament en daaruit doen Jesus alles wat hy doen. Elke oomblik daarvan op die aarde doen hy het gehoorsaamheid. Wanneer mense hom prys, dan
dan weet hy wie hy is. Hy weet, hy is hier om die Vader te dien en die Vader se liefde te antwoord. Wanneer mense vir Jesus verwerp, dan weet hy nog steeds hoe lief die Vader hom is. En hy gaan voort om gehoorsaam te wees. Al kry hy verwerping. As Jesus in tye van Getsemane alleen daar sit en bid, dan onthou hy die liefde wat hom dra. Al bid hy, Vader, as hierdie beker by my verbygaan, maar nog steeds sê hy dat hy gehoorsaam sal wees as dit die wil is van die Vader. So belangrik dat ek en jy sal sien hoe Jesus uit hierdie geliefde kind van, of geliefde van God, sy seun, geliefde seun, uit beweging dien. Of daar nou lof is, en of dit daar wonderwerke is, die skaar is, selfs die kruis doen hy uit hierdie liefde uit. Want hy verstaan hierdie een ding. Hy is geliefd deur die Vader. As 'n geliefde doen hy dit. Alles wat hy sê, alles wat hy doen, kom uit daai liefde. En hier kom die ander kant daarvan. En nou sien ons die tweede moment, die ander kant van die liefde. Die mense se liefde. Daai liefde van die mense is loud, is oorverdowend hard. Hosanna, Hosanna, sing, hulle is opgewonde. Maar daai liefde is so oppervlakkig, so papierdun, hierdie harde uitroep en sing. Van die doop tot die Palmsondag gebeur daar baie dinge. Mense is mal oor Jesus. Hulle sê dit vir hom, hulle wys dit, hulle sing dit. Wanneer Jesus siekes gesond maak, dan hardloop skares agter Jesus aan. Oral waar hy gaan, volg hulle hom. Wanneer hy brood vermeerder, dan wil hom koning maak. Wanneer hy met gesag praat, dan staan die mense verstom in verwondering oor sy woorde. Wanneer Lazarus uit die dood uit opgewek, dan begin baie mense glo. Mense self sê nog nooit het iemand so gepraat met soveel ons het nog nooit 'n man so gehoor met soveel gesag praat nie. En met Palmsondag is dit die hoogtepunt wat gebeur. Die poorte is vol. Mense gooi hulle klere op die grond voor Jesus neer, palmtakke. Hosanna in die hoogste hemel. Dit lyk soos ware liefde, is dit nie? Dit lyk soos ware liefde, dit lyk soos ware aanbidding. Wat is 'n probleem? Hulle liefde vir Jesus is op hulle eie terme. Daar's 'n subteks onder daai lof wat hulle toejuig, Hosanna vir die koning. Daar's so 'n subteks daar agter. Hulle wil Jesus hê wat hulle probleme oplos. Hulle wil Jesus hê wat hulle vyande oorwin. Hulle wil Jesus hê wat hulle lewe beter maak. Hulle soek 'n koning of hulle eie agenda op hulle eie terme. En wanneer Jesus nie doen wat hulle wil hê nie, wanneer Jesus nie die Romeine onderwerp onder hom nie, wanneer hy nie die politieke redder is nie, dan verander alles. Alles verander. Daai selfde skare, maar nou met 'n ander stem. Dis dieselfde stad, dieselfde mense. 'n paar dae na Palmsondag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. Hosanna verander in kruisig hom, palmtakke verander in 'n kruis. Wat het gebeur? Het Jesus verander
in daai paar dae? Nee. Het Jesus se liefde verander in daardie dae? Nee. Maar die mense se liefde het verander. Ego-liefde sien ons hier. Selfliefde kom na vore. Wanneer hulle nie hulle sin kry nie, dan verander hierdie liefde, hierdie bewondering vir Jesus wat hulle koning wil maak, verander in kruisig. Want Jesus werk nie meer vir hulle nie. Hy doen nie meer wat hulle wil hê nie. En hier kom 'n ongemaklike waarheid. Wat eintlik raak dit nou ongemaklik vir my en vir jou. Want hier waar ek en jy nou eintlik vandag so 'n bietjie in die spieël kyk, kan ons baie maklik kyk na hierdie verhaal en sê, hoe kon hulle dit sê? Hoe kon hulle so iets doen? Maar die waarheid is, ons sing ook Hosanna. Ons sing ook, Jesus, ons is lief vir U. Ons sing ook, U is my koning. En wanneer is ek en jy lief vir Jesus? Wanneer dinge goed gaan. Ons gebede beantwoord word, wanneer ons seën ervaar, kan ek nou maar eerlik wees. Ons is lief vir Jesus wanneer ons lus is. Wanneer ons genoeg tyd het en genoeg krag het, dan is ons verskriklik lief vir die Here. Maar wanneer dit moeilik raak, dan sukkel ons met liefde vir God. Wanneer ons gebede onbeantwoord word, wanneer gehoorsaamheid iets van my en jou begin vra, dan raak dit nogal baie ongemaklik. Dan word ons stil, dan trek ons terug. Dan kom ons agter, maar die selfliefde is vir ons baie belangriker as liefde vir die Here. Want baie van dit wat ons doen, kom uit selfsug uit. Gaan ons en ons skree nie dalk hard, kruisig hom nie. Ons doen dit op 'n baie meer subtiele, 'n baie stiller manier. Amper so 'n slow strike wat ek en jy op ingaan. Ons sal ook nie hardop skree kruisig hom nie. Ons doen dit op ander maniere. Ons bly stil oor ons geloof wanneer dit vir ons ongemaklik raak. Ons kies ons eie pad wanneer dit nogal moeilik raak om ons geloof uit te leef. Ons kies ons eie gerief teenoor om vir God te leef, op te offer. Ons compromise baie keer as dit kom by ons waardes. Ons volg vir Jesus tot op 'n punt, solank dit vir my gemaklik is. En soveel sien ek in daai selfliefde. Selfliefde wat afhanklik is van gemak, van voordeel. En die verskil is die Vader se liefde teenoor juis oor hierdie selfliefde. Die Vader se liefde is onvoorwaardelik, standvastig, dit bly. Jesus bly vashou selfs as dit kom by die kruis. En die voorbeeld wat ons sien teenoor Jesus wat die Vader uit die Vader se liefde uitleef, die Vader se liefde antwoord, want hy bly in die Vader se liefde, teenoor mense se liefde wat emosioneel is, wat verander, dit dien self. Twee groot verskille. Jesus, hy kies nie die skare se liefde nie. Hy kies die Vader se wil, selfs wanneer dit vir hom gevra word, dat hy sy lewe aan 'n kruis moet opoffer. Kies Jesus die Vader se liefde. Jesus bly getrou, maak nie saak wat gebeur nie. Die mooiste gedeelte vir my as jy hierdie verhaal lees is, as die skare hom verlaat, as die mense hom verwerp, en hulle skree kruisig hom,
dan hou Jesus aanhou lief hê en aanhou die Vader se liefde en sy liefde vir ons bewys deur homself volledig te bly gee. Omdat hy leef in daai liefde van die Vader uit. Dis waar sy identiteit gewortel is. Hy bly gehoorsaam. Hy bly in die liefde van die Vader. En dis die vraag vir my en vir jou vandag. Palmsondag bring my en jou by 'n vraag, 'n eerlike vraag. Is ons liefde soos Jesus of soos die skare sin? Is die liefde wat ek en jy het vir God self liefde? Of leef ek en jy in daai liefde van die Vader uit elke dag ons lewe? Is ons liefde emosioneel soos hierdie skare met oomblikke van lof wanneer dit vir ons werk? Wanneer dit ons agendas dien? Dink gou 'n bietjie vir 'n oomblik aan die skade wat selfliefde in hierdie wêreld al gedoen het. Hoeveel van die konflik en die krisisse wat ons in hierdie wêreld beleef, is gebore uit selfliefde uit, self-interest, my eie belange wat voorop gestel word. Hoeveel huwelike is vernietig daardeur? Hoeveel verhoudings is stukkend gemaak? Maar die motivering is selfliefde. God wat ons roep om te sê, maar leef uit die Vader se liefde. Laat die Vader se liefde jou identiteit word, soos dit Jesus se identiteit word. Dat hy daaruit begin leef. Want daai liefde, as ek en jy leef uit Vader liefde uit, dan is daai ons lewe, ons liefde vir hom standvastig. Dit volhard. Dit gee nie op wanneer dinge moeilik raak nie. Wanneer baie eise en goed vir my gevra word nie. Dit bly gehoorsaam, maak nie saak wat nie. Ek is bereid om te volg, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Maak nie saak hoe besig dit is nie. Maak nie saak hoe moeg ek is nie. Uit liefde vir God leef ek voluit. Dan word ek herinner aan dit wat God vir Josia, vir die volk gegee het. Hulle na God toe hardloop en sê, hulle gou vergifnis by die Here kom vra. Die Here gaan moet alles gou regmaak in 3 dae, dan kom hierdie antwoord. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môrewolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle my profete gestrem het, julle my woorde vernietig het, my straf oor julle kom so seker soos lig. Want ek verwag liefde eerder as offers. Toewyding eerder as brandoffer. So. En hier staan ek en jy. Moet ek en jy vandag onsself eintlik kom staan en ondersoek. Is ek lief vir God? Is ek lief vir Jesus? Wanneer ek erkenning kry, wanneer dit oor my gaan, wanneer alles vlot verloop, maar wanneer ek dalk moet vergewe en dit maak seer om te vergewe, dan huiwer ek, dan stop ek, dan antwoord ek nie, dan leef ek nie in daai liefde nie. Want vergewe is moeilik. Weet jy nie wat hulle aan my gedoen nie? Hoekom moet ek vergewe? Dan is ons onsself. Maar wanneer ek uit Vader se liefde uitdoen, al maak dit seer, maak my hand oop en ek sê ek vergewe. Ek laat dit gaan wat tussen my en jou staan. Ek moet opstaan vir my geloof en dit raak ongemaklik. As ek moet getuig of diensbaar raak, kies ek gerief oor wat ek uit liefde uit kan doen. As ek iets moet prys gee, as ek vir die Here moet gee,
gemeet wat vir my gemaklik is? Of leef ek in identiteit? Ek is 'n kind van God, geliefd, nuut gemaak. En daarom leef ek met volle oorgawe, met toewyding. Ek leef met liefde elke dag van my lewe. En hier is die uitnodiging vir my en vir jou vandag. Jesus verwerp nie mense met syne geliefde nie. Hy gooi my en jou nie weg, omdat ek en jy synig was met ons liefde nie. Maar ek wil hê jy moet hoor hoe God ons aanhou nooi. Aanhou roep, net soos hy vir Petrus aanhou nooi het, aanhou roep het. Die Petrus wat hom verloon het, vra hy, hoe lief het jy my? Het jy my lief? Vra hy vir hom. Die disippels wat gevlug het, die skare. Jesus gooi nie weg nie. Maar Jesus staan en sê, ontvang my liefde, volg my. Nie net om Hosanna te sing nie, maar om gehoorsaam te leef, uit liefde te leef. Jesus leef uit die Vader se liefde uit. En omdat hy in daai liefde, daai verhouding staan met die Vader en uit liefde uitleef, dit sy identiteit is, luister hy na die Vader. Hoor hy die Vader, want die Vader roep, wanneer die Vader vir hom vra. En as ons in hierdie kwartaal ingaan, dan gaan dit oor, ek en jy is geliefd, en ons word geroep. En ons gaan ontdek in hierdie week, hoe Jesus uit geliefd wees, sy roeping aanvaar, en volhou, heeltemal. Want hy leef vir die Vader. Palm Sondag is 'n spieël vir my en vir jou vandag. Dit wys vir my en vir jou eintlik hoe maklik ons liefde kan verander en veranderlik is. Maar dit wys aan die ander kant vir my en vir jou hoe diep God se liefde bly. En dan is die vraag, wie se liefde gaan jou lewe bepaal? Gaan jou selfliefde of jou liefde vir die wêreld, jou lewe, jou optrede, jou gehoorsaamheid, jou diens bepaal? Of kies jy die Vader se liefde, om liefde van hom te vang en uit daai liefde voluit te leef? Met die Vader se liefde te leef. Die Here nooi jou. Aanvaar sy liefde. Leef 'n liefde voluit vir die Vader. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom bely dat ons liefde baie keer so wisselvallig is. Here, ons sing so maklik lofliedere en dit is 'n ekstase as ons lofprysing en aanbidding doen, maar Here, ons volg nie altyd nie. Ons dien nie altyd nie. Ons raak nie altyd betrokke nie, ons staan eenkant. Dankie, net vanoggend dat ons net weer besef, u liefde verander nie. Ek dink dat Jesus ophou om te doen wat hy moet doen vir ons, om die skare ewe skielik teen Jesus draai nie. Here, u het nog steeds dat hy voortgaan, Vader. Jesus, dankie dat u liefde ook so voluit is. Nie opgee nie, onvoorwaardelik. Dankie Jesus dat u liefde liefhet en vir ons liefhet. Draai ons baie keer ons rug op u. Dankie vir u liefde. Dankie dat u getrou gebly het. Here, leer ons om nie net u te loof nie, maar om u werklik lief te hê. Uit 'n geliefd wees.
kind van God, wat uit die Vader se liefde uit elke dag ons liefde net leef vir U. Bring ons daar. In Jesus naam bid ons dit.